Goeiemôre gemeente, die oralvoorspel was 'n verwerking van Psalm 116 wat ons aanstonds gaan sing. Die prediking handel vanoggend oor watter implikasies ons liggaamlike geskaapenheid vir ons spiritualiteit het. En in aansluiting daarbij gaan ons 2 liedere sing wat dan nou by daardie tema aansluit. Ons begin en ons sing hartlik saam uit Psalm 146, daarvan die 2 verse. Let op die teks wat in die 5de vers dan nou ook sal vind. Psalm 116 is 'n baie bekende lied. God het ek lief, hy is my lig en krag. Kom ons sing die verse van hierdie lied net so hartlik saam.
pragtige teks van die 7de vers, daar in sy huis sal ek die Here prys. Ons sluit ons inleidende sang tot die erediens af vanmôre en dit is op die begin van die week van gebed en daarom gaan ons gebed saam sing en by wyse van 'n ander weergawe van die Ons Vader en dit is 4 versies. U kan bly sit terwyl ons die eerste 3 versies sing, dan gaan ek 'n kort tussenspel speel en dan vra ek dat u sal opstaan vir die laaste vers asseblief. Okay. Goeiemôre. Baie welkom in die kerkgebou hier waar ons as gelowiges kan saamkom en die Here aanbid en hom dien.
En mag jy ook ervaar hoe die Here ons op besondere wyse ook ontmoet as ons so saam is en ook tot jou spreek vanoggend. Dalk deur een van die liedere wat ons sing, deur die skriflesing, deur die prediking, of eenvoudig net deur saam te wees deur medegelowiges, dat jy sal bewus word dat die Here ook vir jou ontmoet het en jou begelei het vanoggend. Ek wil enkele aankondigings uitlig. Jy sal sien hulle het so gewys in die begin. Die ek gaan uitlig of die enkele is week van gebed. Ons vanoggend lei die tema in en dan van maandag tot woensdag gaan ons voort met om te bid met alles wat ek is. Gebed in my liggaam is die saak of die tema gedagte waaroor ons gaan dink in hierdie week. En dan, die ander een wat ek wil uitlig is, vanoggend is daar melkskommels en popcorn na die erediens. Nou die melkskommels is vir die kinders, so ongelukkig, as jy 'n sekere fase van jou lewe bereik het, mag jy nie 'n melkskommel kry nie, maar daar is popcorn vir almal, as ek nou reg verstaan. As ek 'n fout maak, vra my verander die, sy is daar by die ander diens, maar dis hoe ek dit het. Melkskommels vir die kinders, popcorn vir almal na die diens, gaan gerus en gaan geniet dit saam. Dan wil ek graag hoor, is daar enigiemand wat die eerste keer vanoggend hierso bywoon? Net sê jy kuier dalk hierso of jy het net ingetrek. Net so, jy kan net so 'n hand halfpad wys, jy hoef nou nie jouself te bekend te maak nie. Baie welkom. Hoop jy geniet die ervaring saam vanoggend. Gevra dat Willem vir ons uitdeel. Sal jy ook die blomme, daar's 2 blomme wat ons moet neem vir mense. Daar net so voor Chris daarso. Dankie. Net so 'n klein welkom sê geskenkie wat jy kan nuttig energie gee vir die erediens ook. En dan daar is blomme vir persone wat ons moet gaan uitdeel. Marina, kan jy vir my net die name gee? Ekskuus. Ronelde Kok, kan iemand dalk vir haar die blomme gaan gee? Dankie. So voor Rita van Staden. Okay, wie kan vir haar neem? Is daar iemand wat haar ken? Okay, dankie. Sommige net daar by Marina kry na die tyd, dankie. Ek weet nie. Jy kan 'n lekkertjie kry. Die arbeider is sy loon waardig, so jy kon vir jou een geneem het. Vriende, dit is 'n kosbare tyd. Ons is in die tyd na Epifanie waar ons dink aan Christus se verskyning in die wêreld. Die lig wat skyn in die duisternis en wat nie deur die duisternis uitgedoof kan word nie. Die ewige lig wat mens geword het en tussen ons kom woon het. So kom ons begin ons erediens met lied 177 wat ons sittend as 'n gebed saam sing. Here Jesus, Immanuel,
Dankie dat U steeds tussen ons is deur U Heilige Gees. En dat U ons nooit as weeskinders agterlaat nie, maar ewig by ons teenwoordig is deur die voorspraak en die trooster wat U gestuur het. Dankie Drie-enige God dat U vanoggend ook teenwoordig is in ons midde as ons saamkom om U te aanbid. Ontmoet ons, Here, begelei ons en spreek tot ons. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir jou, van God, ons Vader, van die Here Jesus Christus, God by jou, en van die Heilige Gees, God inwonend in jou. Kom ons staan en ons loof hom met die woorde van Lied 184. Aangrypende mooi lied en daardie vers 2, hy wat die liggaam kunstig berei het, gaan 'n deurlopende tema wees in hierdie week. Ons gaan vandag uit 2 gedeeltes in die Bybel lees, Genesis 1 en 2, en dan spring ons ver vorentoe na Johannes 1 toe. As jy jou vinger so op beide plekke wil hou, gaan jy Genesis 1 lees en so 'n bietjie daaroor gesels, en dan gaan ons later na Johannes spring. Soos André 'n paar weke terug gesê het, dis nou een van daai nie geweet sy gaan of dat sy uit Genesis gepreek het nie, en is opvallend toe ek nou die preek kyk,
van die gedagtes, maar ook van die liedere. Ons sonder dat ons met mekaar gepraat het, dieselfde goed aan gedink het. So ek moes van my liedere so 'n bietjie verander, dat julle nie nou al dieselfde goed sing so 'n paar weke na ons uit Genesis gedink het nie. Ons gaan daarom 'n bietjie verder gaan. Sy het uit Genesis 1 vers 1 tot 5 gepreek. Ons gaan vanoggend kyk na van vers 26 tot 31 in 'n gedeelte in hoofstuk 2 en dan Johannes 1. Ek gaan 2020 vertaling lees, maar jy is welkom om te volg in wat jy by jou het. Hierdie aangrypende eerste paar hoofstukke, soos Annelie genoem het, so vol teologiese temas, jy kan 'n klomp preke daaroor maak. En een van die goed wat ons aantref hier in Genesis 1, iets wat jy amper dalk uit jou kategese dae sal onthou, is die ritme wat ons vind. Die ritme van oggend, aand, dag 1, dag 2, dag 3. En deel van daardie ritme, as jy dalk vandag weer wil gaan kyk, en so belangrik, is hoe daar telkens genoem word in hierdie ritme van oggend en aand, is hoe God kyk na wat hy gedoen het en sê, dit is goed. En nadat hy op die 6ste dag, die eerste deel van die 6ste dag, die diere geskep het, lees ons die volgende, vanaf vers 26. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waaraan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien. En vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles wat hy gemaak het, God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was oggend, die 6ste dag. Nadat God al die besondere dinge geskep het, wat ons in die eerste 5 dae van hoor, so eiesoortig en so besonder soos hulle is, kom ons by sy merkwaardige en heel besondere skepping van die mens. Geskep na sy beeld, hoor ons, as sy verteenwoordiger, met die taak om oor die skepping te heers, waarskynlik om dit as rentmeester op te tree, om as bestuurder, as iemand wat daarna omsien en goed daarmee handel. En daar word vir hierdie mens voorsiening gemaak, deur vir hulle voedsel te gee, lees ons. En dan kom ons by daai vers 31, waar daar 'n intensivering kom van die vroeë verklaring dat dinge goed is. Want nou, as ons vers 31 weer kyk, dan hoor ons, God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed. So hierdie skepping, met alles daarin, die pragtige goed waarvan ons gehoor het, is baie goed. Insluitend die mens, waarvan ons sopas gelees het. Hierdie kreatuurtjie is kosbaar en prysenswaardig en moet geag word. Is iets spesiaal. Nou na God al hierdie werk gedoen het, lees ons dan in die begin van hoofstuk 2 van dag 7, waar hy gerus het, wat ook so 'n belangrike tema is later in die Ou Testament. En dan lees ons van vers 4 af, bietjie verder, waar daar nog 'n lens geplaas word op die skepingsgebeure. Ek lees vir ons saam. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die dag toe die Here, die God
toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, geen struike van die veld was al op die aarde nie, en geen gewasse van die veld het al uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was nie 'n mens om die grond te bewerk nie, maar ondergrondste so 'n stroom water het uit die aarde opgewel en die hele oppervlakte van die grond nat gemaak. Die dag het die Here God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. En dan lees ons van vers 8 tot 14 oor die tuin van Eden en die 4 riviere, en dan vers 15 val ons weer weg. Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak, sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hy bring hulle aan die mens toe, om te sien wat hy hulle sou noem. En wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en die diere op die veld. Maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het toe die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, omgebou tot 'n vrou en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keer been uit my gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Ek lees net weer vers 7. Die Here God het die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Verdere wonder van die skepping van die mens wat hier so beskryf word, 'n kreatuurtjie wat God uit grond uit gevorm het, 'n wesentjie wat uit die materiaal van die aarde kom. Uit die materiaal van die skepping word die mens ook geskep. Nou, inderdaad is dit so, dis eers wanneer die Here lewensasem in hom inblaas, wat dit 'n lewende wese word, wat die stofskepseltjie wakker word. Maar belangrik om raak te sien, hy is deel van die skepping, uit die grond uit is hy gevorm, en later dan hoor ons in die hoofstuk hoe God dan vir die mense helper maak, 'n gelyke sy vrou, en wanneer hy haar sien is daar hierdie stuk verwondering oor haar. En saam met die skepping van die mens hoor ons weer hoe God vir die mens 'n lieflike lewensruimte gee, die tuin van Eden wat hy opgeroep word om op te pas, en hoe die mens ook nie net gaan rondhang in die tuin nie. Hy is nie net daar om te sit nie, hy het 'n werk gekry, 'n verantwoordelikheid. Ons hoor hoe hierdie stofkreatuurtjie die tuin moet bewerk en oppas en die onderskeie diere name gee. Dit is die absolute wonder dat hierdie skepsel uit grond uit 'n medewerker word van die lewende God en ook op 'n besondere wyse gemeenskap het met die God wat hom en haar gemaak het. En die ding wat ek graag wil uitlig vanoggend, die belangrike ding om op te let, is dat hierdie wese wat ons mens noem, van die begin af 'n stoffelike wese was. Nie 'n spookie of 'n gees wat in Eden rondgedwaal het nie. Dit was nie eers na die sondeval dat die mens 'n beliggaamde wese geword het nie. Die mens was dit van die begin af, was die mens liggaam.
en dat hierdie beliggaamde wese beskryf is as baie goed, daar in hoofstuk 1. En as mense in die algemeen na die Ou Testament kyk, sien ons ook hoe hierdie belang van die mens as 'n beliggaamde wese, of soos my een dosent sou sê, ons is 'n beliggaamde siel en 'n besielde liggaam, maar dat hy as liggaamlike wese optree en nie net 'n los gees nie. Die hele lewe in die Ou Testament, ook geloof, baie belangrik, ook geloof word in hierdie liggaam beleef en uitgeoefen. As jy deur die Ou Testament lees, dis interessant hoe emosionele ervarings dikwels aan liggaamlike dele gekoppel word, maar ook hoe die liggaam betrek word as die godsdienst beoefen word. Deur rituele en simbole en handelinge word die geestelike lewe geleef. Eerste of voorbeeld wat na vore kom is byvoorbeeld die Pasgamaal, hierdie maaltyd wat 'n kernagtige deel is van die Joodse geloof en wat 'n kernagtige deel van hulle storie beskryf, naamlik hulle bevryding uit Egipte, word daar betekenis aan stoffelike elemente gegee, geestelike betekenis. Dat wanneer die paaslam geslag word, dan dink hulle aan die bloed teen die kusyne, en as hulle die ongesuurde brood eet, dan dink hulle aan hulle vlug uit Egipte. Tot vandag toe nog, die sederbord, die bord wat die Jode saamstel met die Pasgamaal, elke element, hierdie fisiese elemente het 'n geestelike betekenis, soos die bitterkruie wat hy eet, laat my dink aan die bittere lyding in Egipte. En ander goed ook in die Ou Testament, met bloed besprinkel deur die priesters, wierook wat gebrand word. Regdeur is daar hierdie verhaal van mense wat hulle geloof deur liggaamlike ervarings ook beleef en uitoefen. As ons dan aanblaai na die Nuwe Testament, kom ons by 'n gedeelte wat net sulke diep implikasies het vir hoe ons dink oor ons liggaam en ons geskaapenheid en ons realiteit as beliggaamde mense. En dit bring my by Johannes 1, 'n gedeelte wat soos Annerie gesê het, 'n paar weke baie diep koneksies het met Genesis 1. Dit ego eintlik as ware Genesis met die woorde in die begin, die woord van God wat van die begin af daar was, dit wat ons ook hoor in Genesis, temas so subtiel ingeweef in die eerste deel van Johannes en in die evangelie. En kom ons lees saam en ons luister daarna. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man, gestuur deur God, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kan glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, omdat hy die eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie, die unieke seun van God, self God, wat teen die bors van die Vader is. Hy het hom bekend kom maak.
Nou net soos Genesis 1 kan mens 'n veelvoud preke oor hierdie gedeelte maak, maar ek wil net stil staan by vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Een van die pilare van die Christelike geloof, Jesus Christus het mens geword, vlees en bloed. Dis 'n aardskundige gebeure en wat die geskiedenis vir ewig verander het, en wat die kerk ten sterkste onderstreep het, toe diegene gekom het en gesê het, nee, dit was maar net 'n skynvleeslikheid, hy het nie regtig mens geword nie, of het net so gelyk of so, het ons van die begin af gesê, nee, Jesus Christus het werklik mens geword. En die Nuwe Testament onderstreep regdeur hoe eg hierdie menslikheid was, as ons lees hoe Jesus gehuil het, hoe hy dors was, hoe hy geslaap het, hoe hy honger was, hoe hy geëet het, dat hy swaar gekry het, maar dat hy vreugde beleef het. Dat ons regtig uit die Nuwe Testament kan weet, Jesus se menswording was eg en hy was volledig liggaamlike mens. En dit het soveel teologiese implikasies. Dit kan ons baie lank besig hou. Soveel betekenis vir ons geloof. Dit het implikasies vir hoe ons dink oor die hermeneutiek, naamlik hoe ons die Bybel interpreteer en hoe ons dit verstaan. Dit het implikasies vir ons missionaliteit, ons roeping om na buite te leef, na die mense om ons, na hoe ons met die goeie nuus na ander toe beweeg. Maar vanoggend wil ek net uitlig hoe dit ook uiters belangrike implikasies het vir hoe ons oor onsself dink as beliggaamde wese. Genesis 1 en 2 gee reeds vir ons belangrike rigtingwysers, maar Jesus wat mens word verdiep eintlik net dit nog soveel verder. Want die feit dat Jesus kies om mens te word, dat hy soos Filippense dit stel, uit die hemel uit afkom en gestroop word van sy heerlikheid en in vlees en bloed hierso verskyn, dat hy kies om mens te word, om deel van hierdie materiële skepping te word, bevestig vir ons eintlik weer die oorspronklike goedheid en kosbaarheid daarvan, die belangrikheid daarvan, die mooi van hierdie skepping. Die feit dat God se seun, God self, kies om deel te neem aan hierdie skepping en deel te word daarvan, sê tog dat dit iets besonders is. Ook ons menslike liggaam. Ook hierdie geskaapendheid waarmee ek myself in die wêreld bevind. En dit het dramatiese gevolge vir hoe ons dink oor ons liggaam en wat ons daarmee doen. En dit het implikasies vir ons spiritualiteit en ons verhouding met God. Daar's baie plekke waar mens kan begin, maar eintlik is 'n baie mooi plek om hierdie tema te bedink, is om by kinders te begin. Want as jy terugdink aan jou eie kinderdae, of as jy in 'n kinderdiens gesit het onlangs, dink byvoorbeeld aan hoeveel liedjies het beweging bygehad. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie. My God is so groot, so sterk en so magtig. Staan op en sê dit. I've got joy like a fountain. Dalk onthou jy nog van die bewegings en kan jy dit stilletjies by die huis nog gaan kyk in die spieël. Maar hoeveel kinderliedjies het nie beweging by nie? Want die realiteit is dat kinders deur ervaring en deur liggaamlike aktiwiteit leer en beleef en nie net deur rasionele kennis wat in 'n lesingsformaat aan hulle oorgedra word nie. Enige onderwyser, jeugwerker, predikant wat al probeer om net met 'n lesingstyl vir kinders te begelei het, gou agterkom, dit werk nie te lekker nie. En is ook die geval met hulle geloofsvorming, dat hulle deur hulle liggaam ook
van geloof leer, om beweging te sit by liedjies soos ek nou genoem het, of 'n aktiwiteit waar iets gemaak word, dat hulle met hulle hande die Bybelstorie aanleer, of prentjies word gewys, dat hulle rituele en simbole gebruik. Ons gee Bybelstories lewe deur mimiek of deur poppenkas of deur video's of deur prente. Dat kinders se verhouding met God word gebou en beleef deur hulle liggaam. Die vraag wat ons dalk vir mekaar moet vra, is dit nie eintlik ook die geval met my en jou as 'n volwassene nie? Dat ons eintlik ook gemaak is om ons verhouding met God te beleef en uit te leef met ons hele liggaam? Want as ons die implikasies van Genesis wat noem dat ons liggaamlike wesens is en dat dit goed is dat ons so is, as ons dit ernstig neem, dan is ons tog met ons hele liggaam in verhouding met God. En het dit te midde van verskeie betekenisse ook die betekenis vir hoe ek my liggaam betrek by my verhouding met God. Ons kan nie eintlik anders as om te dink oor hoe ons liggaam betrek word by ons spiritualiteit nie, en hoe dit aan mekaar gekoppel is nie, want ek is met my hele wese in verhouding met God. En tog is dit asof ons, soos ons ouer word, dit begin ontken of ignoreer of net al hoe minder aandag daaraan gee. Miskien omdat die geloofsruimte waarin ons partykeer vind, ook maar min aandag daaraan gee. Of dat ons begin dink dat, ja, dit is goed en mooi en selfs okay as kinders deur hulle hele liggaam hulle geloof beleef, maar ek as volwassene, nee wat, ek is mos nou te groot daarvoor. Ek is nie so verspot om te dink dat my liggaam 'n rol speel in my verhouding met God nie. Ek moet mos my kop inspann as dit kom by geloof. Dit is mos 'n rasionele ding. J.K. Smith, teoloog daar in Amerika, wat onder andere oor hierdie tema skryf, gebruik die mooi beeld van 'n bobblehead. Dis daai speelgoed mannetjies met hierdie piepklein lyfie en dan hierdie massiewe kop. Julle het hulle dalk al gesien. Maar hy sê, partykeer dink hy dat ons geloof en ons verhouding met God op so 'n manier soos 'n bobblehead benader. Dat alles gaan oor die rasionele en die logiese verduideliking, die kopkennis wat 'n lesingstyl oorgedra word, die teologiese stellings wat fyn uitgewerk word en instudeer word, selfs ironies genoeg die prediking, maar dat ons dan die fout maak om te dink dat geloof alles in my kop gekonsentreer is en dat die res van my liggaam niks daarmee te doen het nie. Nou, ons kan verskeie redes aanvoer vir so 'n styl. Die een is die invloed van sekere Griekse dualistiese denke, wat ook maar deur die eeue sy invloed op die kerk gehad het. En so 'n dualisme het gemeen dat die denke is die ding wat goed is en die intellek of die siel dis prysenswaardig, terwyl die stoffelike eintlik van mindere waarde is. Dis nie so belangrik nie. Dat dit selfs sleg is. Party Griekse denkers het jy so ver gegaan om te sê, ons doel is om vry te kom van hierdie slegte sondige liggaam, sodat ons gees vry kan wees, dat die liggaam 'n kerker vir die siel is. Trekke daarvan is te bespeur in die Christelike geloof by tye, waar die liggaam, hoewel dit nie noodwendig as boos gesien was nie, tog so bietjie as minderwaardig gesien is, dat dit dalk eintlik ons aandag aftrek van God af. En nie deel is van ons verhouding met God nie. Maar as mens Genesis lees, en nog meer Jesus se menswording, dan gaan dit eintlik reglynig teen sulke denke. Want dit bevestig vir ons dat die liggaam goed is, en dat dit belangrik is, en dat dit eintlik deel is van ons verhouding met God. Henry Morgan, wat ek heelwat gebruik het in voorbereiding vir hierdie week, skryf dan daaroor en hy sê, in a truly integrated Christian, body, mind and spirit pull
together in the same direction towards God in love and worship and service. En 'n geïntegreerde Christen trek liggaam, siel en gees in dieselfde rigting na God in liefde en aanbidding en diens. Nie soos idealisme dit wil hê, net my kop nie. Ander rede hoekom ons dalk bietjie te min ding van ons liggame en ons rol daarvan in die rol daarin in spiritualiteit vloei ten dele uit die gebeure tydens die hervorming. Want op daardie stadium, toe Martin Luther en ander op die toneel kom, was daar 'n ongelooflike klomp wanpraktyke in die kerk, 'n klomp bygeloof in die kerk, veral ook gesentreer rondom fisiese goed, rondom relikwieë en fisiese items wat amper 'n bygelowige aura om hulle gehad het, dat mense gedink het, hierdie ding gaan my nou help en red in my geloof. Ek het verlang, want ek het dit nog nie so beleef hier nie, maar ek was in 'n kerk in Pole een keer, waar dit die eerste keer vir my getref het, so 'n bietjie wat hulle moes sien, want daar was 'n ou tannie wat by 'n vingerbeen van 'n heilige, die ding het in so 'n kassie gelê, het sy voor gelê en huil en gebid by hierdie, weet nie hoe oue vingerbeentjie nie. En dit was die ding waaroor Martin Luther so kwaad geword het, dat jy byvoorbeeld die relikwieë het, wat mense geglo het, kan magiese wonders doen, maar hulle vergeet van die woord van God. En daar was 'n klomp ander praktyke wat hy dwarsteen was, hy en die ander reformatore, en dat die kerk nie gekyk het na die evangelie en na die Bybel nie, en dat daar nie kennis was van die Bybel nie. So dit was vir hulle ongelooflik belangrik om die fokus terug te plaas op die evangelie en die Bybel as die belangrikste en die sentrale bron vir ons verhouding met God, en as die maatstaf waarteen die res van die goeders in die kerk en in ons lewe voor die Here gemeet moet word. En as deel van daai proses om die Bybel en die evangelie weer in die middel te plaas, is daar baie gefokus op prediking en teologiese kennis en kategese en geloofsdokumente en dinge waaruit mense kan leer, kan kry op wat God regtig sê. En tegelijkertyd is baie dinge wat die aandag kon aftrek van die Bybel en die boodskap weggeneem. So is baie kuns en simboliek uit die kerk uitgeneem, sekere rituele ook. Ek het een keer gelees dat 'n sekere teoloog nie eers wou gehad het ons moet sing in die kerk nie, ons moet net preek. Nou dit sou baie hartseer wees as dit pos gevat het. Maar ja, daar was so 'n bietjie 'n stroping, 'n terugtrek van al hierdie elemente. Nou, die reformatore het nie heeltemal vergeet dat ons ook met ons sintuie dat die sintuie 'n rol in ons geloof het nie, en dit word duidelik in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 33, waar hulle oor die sakramente, die doop en die nagmaal skryf, dat hulle sê dat hierdie tekens bevestig vir ons sintuie wat God in sy woord sê. Dat deur die doop en die nagmaal word ons op 'n fisiese, tasbare manier herinner en word daar vir ons weer bevestig wat God sê in die woord, naamlik jy is gered deur Christus, jy is syne, jy kan rustig wees. So die reaksie in die hervorming teen simboliek en rituele en ander elemente was wisselend van aard, maar dit het ook moontlik daartoe gelei dat daar hierdie groot fokus is op die intellektuele basis van ons geloof, maar minder op ons liggaamlike ervaring. En dit was 'n nodige reaksie teen die wanpraktyke van die tyd. Dinge moes reggetrek word, maar dit was dalk ook 'n bietjie 'n oorreaksie by tye. Dat dit gelei het tot 'n stuk onderwaardering van hoe sekere elemente wat ons kan help om ons geloof te vorm. En daarom het ons vir baie lank in die gereformeerde tradisie nie genoegsame aandag gegee aan kuns of ritueel of simboliek of so nie. Die vraag is miskien nou net, hoe nou gemaak?
Die prediking, die wonderlike tradisie van diepe teologiese nadenke en geloofsdokumente, moet ons dit verwyder en net sê, okay, dis nou vervelig, ons gaan dit los. Ek dink beslis nie so nie. Ek dink hierdie elemente het 'n baie belangrike en kosbare rol te speel. Dis vir my 'n kosbare deel van ons tradisie waarop ons trots kan wees. Ek dink eerder mense moet net kyk hoe kan die ander elemente van geloofservaring weer bygetrek word sodat ons 'n meer holistiese ervaring van ons verhouding met God kan bou. En dit kan ons doen deur net weer aandag te gee aan ons liggaam en spiritualiteit. Want ons mag dan dalk vind dat van die fisiese en liggaamlike dinge, kuns, simbole, rituele beweging, die gebruik van ons sintuie, dat as dit verantwoordelik gedoen word en in lyn met die Bybel, dat dit eintlik ons prediking en ons teologie nog dieper tuis bring en dit vir ons bevestig en dit vir ons betekenisvol maak. Dis eintlik 'n belangrike ding waaraan daar reeds in Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 33 'n leidraad is. Dat as ons die stoffelike dinge wil gebruik in ons spiritualiteit, moet dit uit die Bybelse boodskap uitvloei en dit ook bevestig. En dan mag ons dalk juist vind dat dit ons verhouding met God besonder verdiep. Nou as ek moet dink, wat beteken dit prakties? Ons kan aan die een kant dink hoe ons liggame prakties by die erediens betrek word. Mens kan dink oor hierdie rol in die erediens. Maar vanoggend wil ek dalk 'n bietjie verder eers gaan om te sê dalk is die beste plek om te begin ontdek, of 'n plek wat ons gelyk kan ontdek. Ons kan 'n volgende geleentheid oor die erediens praat, maar 'n goeie plek om net dit te begin weer ontdek is my eie verhouding met God in my persoonlike stilte tyd, of dan saam met ander in 'n klein groep. Dat ek daar op 'n ontdekkingstog voor God kan gaan oor hoe my liggaam betrek kan word in my verhouding met die Here. Henry Morgan skryf nogal baie mooi daaroor. Hy sê, that which is unloved tends to turn nasty. That is a simple fact about the world God has created. And if our bodies are neglected and unloved, they too will turn nasty. Much better to use our bodies as part of our prayer. Dit wat nie liefgehê word nie, word sleg. Daarom baie beter om ons liggaam lief te hê en te dien en daardeur ook ons gebedslewe te beoefen. En dis waarin ek hierdie week in die gebedsweek gaan aandag gee. Aan voorbeelde en oefeninge wat uit die kerklike tradisie kom oor eeue heen en nader aan vandag, waar ek my sintuie en my lyf intrek in my verhouding met God. Dit gaan noodwendig maar net inleidend wees, want dit is 'n ongelooflike breë tema, en daar is soveel kosbare maniere om dit te doen. Maar dit mag dinge wees wat vir jou betekenisvol is. Van die dinge mag van so 'n aard wees dat ek reeds vertroud is daarmee, of dit goed ken en gemaklik wees, of van die dinge mag vir my nuut wees. Gelukkig is daar baie hulp beskikbaar, boeke wat verdere insig gee, instansies wat praktiese leiding gee, wat ons help om na te dink en om te ontdek hoe ons op 'n verantwoordelike en Bybels getroue wyse ons geloofslewe kan verryk deur liggaamlike handeling. En wat ons help om nie terug te val in bygeloof en in magiese praktyke wat nie rym met God se openbaring nie, dit waarteen die reformatie wou beskerm. En ek sal van hierdie bronne in die week byeenbring of saambring. Maar hoe ook al jy en ek die reis onderneem, mag jy net weer vreugde vind daarin dat as unieke persoon geskep voor God, dat jy in jou hele wese in verhouding met hom is en in verwondering voor hom kan staan. Ons vind juist iets van hierdie verwondering in die bekende Psalm 139 en daarmee sluit ek af. Want in Genesis hoor jy iets van die verwondering oor die mens in die algemeen. Almal wat geskep is.
Maar Psalm 139 betrek dit op die individu, asof die skrywer, hy weet van Genesis 1, maar hy besef, dis nou van hom ook waar. Dat ek na myself kyk en verstom kan wees oor hoe God my gemaak het en God se lof daaroor besing. Dat die digter daar raak sien hoe wonderlik God hom geskep het. En daarom sluit ons vanoggend ook ons prediking af met hierdie lied. As 'n manier om God te loof vir die merkwaardige wyse waarop hy ons gemaak het en om in verwondering voor hom te staan. Kom ons staan en ons sing Psalm 139.
Hemelse Vader, dankie dat U ons op merkwaardige en kosbare wyse geskep het. Gee dat ons met ons hele wese, liggaam en intellek, U sal dien. Hemelse Vader, dankie dat ons kan kom bid vir hulle in ons gemeente wat U ondersteuning nodig het, dat ons hulle in gebed voor U kan bring. Vir hulle wat siek is, vra ek U krag en troos en genesing. Vir hulle wat hartseer is, U sorg en nabye liefde. Ek bid vir die werksaamhede van hierdie week, dat U U hand daaroor sal hou. En oor ons elkeen, soos ons geloof uitleef in die onderskeie lewensruimtes waar hy ons geplaas het. Amen. Daar is geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir hierdie dankoffers, dat U vir ons ook gee, sodat ons kan gee. Mag dit gebruik word met wysheid, tot U eer. Amen. Ek herinner net as ons klaarmaak, melkskommels as jy aan die een kant van 18 is, en springmielies as jy aan die ander kant is. Alhoewel, almal mag springmielies kry. Ons gaan afsluit met Psalm 23, terwyl ons sing, let sommer net weer op hoe die liggaamlike ervaring in hierdie Psalm voorkom, en dan die seën, en dan gaan ons 'n wegsendingslied Vonk 38 sing, wat ons tema lied vir die week gaan wees. Kom ons staan.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen.